Goeiemôre. Gaan dit goed vandag? Met wie gaan dit nie goed nie? Lyk my dit gaan daar met almal goed vanmôre. Anders sou ek sê dit klink vir my soos jou goed. So ek is bly dit gaan met almal goed, dan hoef ek nie opgeskik te wees. Ons is nou aan die begin van 'n nuwe week en ook die begin van die nuwe lydingsweek vanmôre. Dis lydingstyd en ons is die tyd raak min en dan is dit 'n groot lydingsweek en Paasnaweek en ek dink meeste sien uit na 'n groot lydingsweek en Paasnaweek want dan is skoolvakansie. Maar onthou asseblief tog dat dit wel nog steeds lydingstyd is en dat dit Paasnaweek is. Ons tema vandag is Jesus trek ons skoene aan en dis 'n bekende gedeelte uit Lukas hoofstuk 4 waar Jesus in die woestyn is en versoek word. En ons gaan 'n bietjie later daaroor gesels, maar sommer net so vinnig. Uiteindelik het Jesus gekom om ons skoene te kom aantrek sodat ek en jy soos kaalvoetkinders kan speel, want kaalvoetkinders speel ons maar die lekkerste. Ons sal nou iets meer daaroor sê. Kom ons begin deur te staan en dan lekker saam te sing. Ons voorsang 2 lofprysingsliedere, die 177, Jesus groot bo almal, en die 157, Here Jesus ons saam. En dan ons aanbiddingslied, is 176, Halleluja, Jesus koning. Kom ons staan en sing ons vers. Daar is puddingverkope die 22ste Maart, dis nou volgende Sondag, direk na die erediens teen R30 'n bakkie. As iemand nog wil vra daaroor of 'n bydrae wil lewer vir dit of wat ook al is, julle welkom asseblief met Debbie of met Cathy te praat oor dit. Maar in 'n geval hoe dit ook al sê, onthou asseblief om daai Sondag nie pudding te beplan
vir na ete nie. Jy kan jou bring sommer hier kom koop direk na die erediens. Dan ons sal in die week sal ons nou die kommunikasie daar rondom uitstuur. Twee goed, die eerste is natuurlik die B-ster ete, wat ook voorlê. Dit is ten bate van die barmhartigheidsbediening die 24ste Mei. Nou, daar word 'n baie lekker ete beplan, en dis R150 per volwassene, en dan R100 per kind van 10 jaar en onder, en dit is dan ook direk na die erediens daar die Sondag. En dan, julle moet asseblief vir julle ouderling of die jaken op hierdie stadium begin aanduiding gee wie wel daardie dag die ete gaan kom bywoon. En dan sal hulle op hulle beurt weer vir tannie meisie laat weet. Maar hulle wil begin om te beplan rondom die getalle, om die voorbereiding te doen. So asseblief, indien jy belang stel, nou al reeds vir jou diaken of vir jou ouderling 'n boodskap te stuur of vir hulle te sê, sodat hulle dit die getalle aan tannie meisie kan deurgee, asseblief. Dan het ons nou een verjaarsdag hierdie week, en dis nou net Martie. Johan, sal jy asseblief haar sjokolade vir haar vat, en ek gaan vir haar vra sy hom gekry het, né? Het jy hom klaar gevat? Maar asseblief vir haar ook kan ons sê baie gelukkige dag verjaarsdag. En dan het ons by beterskapswense en voorbereiding het ons 4 name op hierdie stadium. Dis nog steeds Elma Flynn en ons Flip Volskenk. Dit gaan al heel wat beter met hom, maar hy is nog steeds op die gebedshuis, want hy is daar ook nog nie. Hy werk wel, dit is ons hoe ons hom ken, maar hy is nie heeltemal al soos baie goed veronderstel is om te wees nie. En dan Omani. Oor Omani is ek bekommer. Hy maak my oud, maar dan vir Omani ook asseblief, en dan vir Marius Potse. Ons het daar hierdie week nou vir hom 'n loopraam gekry, maar hy is besig om regtig, ek wil amper sê daagliks moeilikheid te kry. En so ons moet asseblief maar aan hom dink en ons gebeur. Dis dit ook, dit is nou vreemd vanmôre met die dat hier nou nie kinders en jong mense die erediens is nie, maar hulle is vanmôre almal daar in die saal met die jeugdiens besig. En die tema wat hulle vanmôre behandel, ek wil ook vanmôre daar wees, want na die tyd kan kry hulle waffels en daar's so paaseiers en chippies. Teen die tyd wat hulle gaan kry, gaan hulle nie eers lus wees vir die skaapbout wat julle voorberei het vir middagete. Ek wil ook eintlik daar wees vanmôre. Maar eintlik hoop ek dat ek kon 'n ander klomp ander mense so toestuur vanmôre om ten minste te gaan luister, want vanmôre praat hulle oor 'n integriteit daar. En ek kan aan 'n klomp ouens dink wat ek so toe wil stuur om bietjie te gaan luister vanmôre daar, maar nie te min. Dis dit ten opsigte van die afkondigings. Ons aanvangswoord vanmôre is uit Deuteronomium hoofstuk 6 vers 4 tot 9. Hierdie is 'n teks wat my baie naby aan die hart lê. En dis een van die tekste wat ek dink alle huise veronderstel is om baie goed te ken en oor te dra aan die volgende geslag. Luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek vandag vir jou voorskryf, moet jy op die hart dra. Herhaal dit vir jou kinders en praat met hulle daaroor wanneer jy in jou huis sit en wanneer jy op pad is, wanneer jy gaan lê en wanneer jy opstaan. Bind dit as 'n teken om jou hand en laat dit 'n versiering op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurposyne van jou huis en op jou stadspoorte. En die kern hiervan is juist dit wat ons lees in die eerste gedeelte. Luister Israel, jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. Want ons weet tog mos, as dit 'n werklikheid is in jou lewe, gaan 'n klomp ander dinge outomaties in plek val. Meer gelowiges, die Here, julle God, bring julle elke dag in sy belofte in. En daarom roep hy ons vanmôre byeen, sodat ons hiervan getuig
en uit die voorspoed daarvan kan leer. Jesus kom ons vanoggend hier ontmoet, om ons vanuit sy eie weë hier op aarde te kom rig en te kom lei. Daarvan gaan ons net nou lees. Die Heilige Gees is vanmôre hier as die samebindende van God, om ons op gemeene grond met mekaar en God te bring. Die drie-enige God is vanmôre hier teenwoordig om van hierdie ontmoeting 'n heilige moment te maak. Ek groet julle in die naam van hierdie heilige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Ons verootmoediging gaan ons begin deur 'n lied saam te sing, sittend, lied 158, gebed, verse 1, 2 en 3, bring my na u woning, Here, en dan gaan ons die 4de Adventskers blus, en dan gaan ek geleentheid gee vir stil gebed. Terwyl ons sit, kom ons bid tot die Here met die lied 158. Terwyl ons sit, om ons sing as toetrede die immer bekende lied 163, soos in ons.
vanmôre hier as 'n gemeenskap van gelowiges in U teenwoordigheid kan by mekaar. Ons dankie vir nog 'n mooi dag wat U aan ons elkeen se lewens toegevoeg het. Dankie Here dat U dit so bewerkstellig dat ons nie net in 'n verhouding met U kan staan, maar ook kan groei in die verhouding wat ons met U het. En een van die maniere om dit kan doen is die voorreg wat ons het om in die openbaar ons verhouding met U te kan uitleef, ons godsdienst te kan beoefen sonder vrees vir vervolging. Here, daar's baie ander mense wat juis hier waar ons nou sit, vervolg word en doodgemaak word, omdat hulle U bely. Dit help ons om net weer te besef dat ons dit wat ons hier doen op 'n Sondagoggend nie as vanselfsprekend mag aanneem en dat dit nie te versmaai is die feit dat ons wel met mekaar sommer om 'n braaivleisvuur te kan praat oor U. Here, en U doen verder ook met ons moeite deur dat U vir ons die woord gee. Dit is lewend en elke keer wanneer ons daarmee besig is, dan groei ons en leer ons bietjie meer van U ken. En is dit vanmôre ons gebed, dat U deur die woord self met ons sal kom praat. Here self vir ons kom vertel, dit wat ons nodig het om te hoor, soos wat U elkeen van ons ken. Daarom bid ons spreek Here, die kinders luister. Amen. Lukas hoofstuk 4, vers 1 tot 13, lees saam. Vol van die Heilige Gees het Jesus van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lang deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, en aan die einde van die tyd was hy honger. Die duiwel het vir hom gesê, as U die Seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, van brood alleen sal die mens nie leef. Hierop het die duiwel hom na 'n hoë plek geneem en in 'n oomblik vir hom al die koninkryke van die wêreld gewys. En die duiwel sê vir hom, ek sal U al hierdie mag gee en hulle pragt, want dit is aan my gegee en ek gee dit aan wie ek wil. As U my aanbid, sal dit alles U se wees. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskryf, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen. En die duiwel het hom na Jerusalem geneem en hom op die hoogste punt van die tempelgebou laat staan. Toe sê hy vir hom, as U die Seun van God is, spring hier af. Daar staan immers geskryf, hy sal sy engele opdrag oor jou gee en om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie dalk teen 'n klip jou voet staan. Maar Jesus antwoord hom, die skrif sê ook, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Die duiwel het, nadat hy al hierdie versoekings klaar was, vir 'n tyd lang van Jesus weggehou. Ons lees tot sover. Nou vriende, hier is oor hierdie teks so baie al gesê en geskryf en gepraat, en ek wil vanmôre vir julle vra, kom ons skryf nie eers alles wat ons nou weet oor hierdie teks of gehoor het of gelees het, kom ons skryf dit alles net eers bietjie eenkant. Kom ons vergeet nou vir 'n oomblik al die dogma en die moontlike interpretasie en die teologie en al die goeders. En ons gaan kyk na die teks self, soos wat dit hier is voor ons. Want in hierdie teks is 'n klomp mooi goed opgesluit, wat nie noodwendig gekoppel hoef te word aan 'n klomp dogma of teologie of interpretasies en goeders. Nou, as ons na die teks kyk, dan sien ons, Jesus is in die woestyn. En wanneer ons die eerste gedeelte van die teks lees, dan onmiddellik assosieer ons dit met tekste uit die Ou Testament.
onder andere Israelse woestyn, tog, die 40 jaar in die woestyn, en onder andere van die profete wat in die woestyn was, ensovoorts. So daar is 'n klomp tekste wat ons onmiddellik daarmee identifiseer. En ook die feit dat Jezus 40, dat daar staan dat Jezus 40 dae in die woestyn was, assosieer ons nou natuurlik met 'n klomp seisoene van 40 wat ons reeds in die Ou Testament ook gelees het, soos die 40 jaar in die woestyn, die 40 dae en nagte van Noag, ensovoorts. Daar is 'n klomp daarvan. En terwyl Jesus hier in die woestyn is dit baie duidelik dat hierdie gedeelte gaan in wese nou maar daaroor dat God, wat as mens manifesteer, sy menslike inkarnasie, homself blootstel, net soos wat ons sou wees wanneer ons in die woestyn is. Wanneer ons, net soos enigiemand anders, en ook die mense, of die tekste in die Ou Testament, wat ons lees daaroor, wanneer mense in die woestyn is dit baie duidelik, dat daar is ons nie in beheer. Jy kan nog in beheer wees in jou kombuis. Jy kan nog beheer wees in jou stoor of op jou lande. Jy kan nog in beheer wees in jou werkswinkel. Jy kan nog in beheer wees dalk, as jy gelukkig is, by die biddag. Maar as jy in die woestyn is jy eenvoudig uitgelewer. Totaal. Jy is uitgelewer aan die elemente, jy is uitgelewer aan die natuur, jy is uitgelewer aan God. Want daar kan niks en niemand anders vir jou sorg en aan jou voorsien, behalwe God. Dit kan ons mos nou vir mekaar sê. Kom ons sê, jy pak jou reisvoertuig met 'n baie smart en opperste kampeer sleepwa, en nou gaan julle reis daar die Namib woestyn in, en julle gaan bietjie daar deur die woestyn reis. Jy kan voorberei so goed soos wat jy wil. Jy kan kos vat so goed soos wat jy wil. Maar as jy daar is en die elemente neem oor, kan jy in 'n oomblik alles verloor. Of jy kan die bakkie rol, of wat ook al die geval mag wees, maar jy is in 'n oog, jy is uitgelewer. Maak nie saak hoe goed jy voorberei. Die Israeliete het goed probeer voorberei, hulle het kos gevat en wat ook al alles, maar uiteindelik was hulle 40 jaar in die woestyn. En niks en niemand sou aan hulle kon voorsien om daar te oorleef as dit nie God was. Dink nou maar aan die manna, die kwartels, en die water uit die klip, ensovoorts. Dink nou maar aan die profete wat in die woestyn was. As die kraaie nie vir Elia kos gebring het nie, dan sou hy heel moontlik omgekom het daar. En die feit dat ons dit lees, daardie assosiasie kan maak, weet ons dat wanneer Jesus, wat God geïnkarneer is, daar in die woestyn is, dan stel hy homself bloot net soveel soos wat ek en jy blootgestel is. Dit is die beste voorbeeld waar ons lees dat God homself met ons as mens assosieer en hom op dieselfde vlak kom plaas, sodat hy vir ons kan wys dat selfs al is hy God, hy skuif dit een kant toe. En as hy dan nou vir ons sê, dit is die voorbeeld wat ons moet volg, of hierdie is die manier hoe ons kan veronderstel is om op te tree, dat ons nie die verskoning kan gebruik en kan sê, maar vir u is dit maklik om dit te sê, en vir u is dit maklik om te doen wat u is God. Hier in die woestyn was Jesus mens, totaal uitgelewer. Daar staan selfs dat hy aan die einde honger was. Ek meen, as dit God was, en net soos wat ons in die versoeking sal sien, as hy God was, en hy wou, dan kon hy baie makliker homself voorsien het daar in die woestyn. Lekker geleef het, hy kon sy vinger geklap het, of selfs net daar gedink het, en dan staan daar een of ander tempel, waar hy lekker kon slaap, met 'n klomp tempeldienaars, en die lekkerste kos,
Hy het dit nie gedoen. Hy was honger en heel moontlik dors. En dan kom die eerste versoeking sy kant toe. Nou hierdie versoeking gaan oor wie is daar eintlik 'n beheer? Op hierdie stadium is die oorlog wat tans daar in die Midde-Ooste gebeur en plaasvind eintlik 'n baie goeie voorbeeld hiervan. Vriende, maak nie saak wat ons vir mekaar sê nie. Deur die eeue heen, solank as wat die mens bestaan, waar daar oorlog is, waar daar vyandskap is, ek beleef dit op hierdie stadium, ons as huis, ons as gesin, beleef dit op hierdie stadium aan ons lyf. Mense wat mag oor ander wil uitoefen en bereid is om oorlog te voer om daai mag te kan hê. En ongelukkig moet ons eerlik wees wanneer ons vir mekaar sê dat selfs in die kerk is dit die grootste struikelblok. Dit is die een rede hoekom mense bereid is om mekaar dood te maak, te martel, te laat ly. Want mense is magbeheer. En die versoeking kom juis in daai tyd. Gegee met die feit dat Jesus mens is in die woestyn, op daai stadium, so mens soos wat hy kan wees. Kom, dit is hierdie versoeking wat sy rigting kom. 'n hekse groot versoeking. Al die koninkryke van die wêreld, met ander woorde die wêreld, die totale mensdom, en daarmee saam, al die rykdom en alles wat daarmee saam. Hierso, ek gee dit vir u. En dan sê Jesus, nee. As mens, sê hy nee. Hy kry dit reg om mag van die hand te wys. En ons kry dit dalk reg in ons lewens, nou en dan. Maar elke dag dan val ons vir daai versoeking. Laat ons nie vir mekaar dink. Want dit is ons nou baie lekker om binne die een of ander portefeulje in die gemeenskap te kan staan, net om te kan sê, jy staan in daai portefeulje. Dit is baie lekker om daar by 'n vergadering te sit, sê die mense, okay, ons wil vir Piet kies as die voorsitter van hierdie vereniging. Dan sê dit lekker, nee, ja, ek aanvaar, baie dankie. Want dan kan ek ons nou, dan weet ek ons, veral hier, in hierdie klein gemeenskap. Piet is die nuwe voorsitter van die boerevereniging. En dan is dit nou 'n lekker portefeulje om te begin. En baie keer word juis daai portefeulje, juis daai posisie deur mense so inhalig misbruik. Want as jy in die een of ander hoër posisie staan, is die idee, jou woord is wet. By die huis gebruik ons dit baie keer, dat ons vanuit ons posisie as pa of ma of familiehoof ons mag wil misbruik sodat ons wil kan afdoen. En uiteindelik kom dit meer hierop. Net soos wat ons vorige keer ook al van mekaar gesê het. Want ons wil kan beheer uitoefen. Ons wil in beheer wees. Daarom wil ons die magsposisies bekleed. Daarom wil ons daardie mag hê, want dan kan ons aanspraak maak daarop dat ons in beheer is. En dat ons die beheer uitoefen om vir almal te kan sê, dit is hoe dit veronderstel is om te gebeur. En ongelukkig sodat ons daaruit kan inslaan. En die tweede wat daarmee saamgaan, is dan dat die mag oor ander
se lewens. Dit is dan die tweede versoek. Hierdie mag om oor ander se lewens te kan beheer uitoefen, sodat ek in die magsposisie kan wees om te sê, wat ook al jou lewe oplewer, ek het eienaarskap daaroor. Ek kan dit toe-eien vir myself. In die eerste plek, beheer oor jouself, of vir jouself te kan voorsien, deur 'n klip brood te maak. En die tweede plek, die koninkryk. En dan so op dieselfde lyn kom die derde versoeking dan, om te kan beheer uitoefen op 'n goddelike manier. En hieroor wil ek nou 'n volgende idee gee. Ouens, toe Luther weggebreek het, of eintlik die Luther se beweging weggebreek het, het dit daaroor gegaan dat hulle wil wegbreek, omdat die kerk te veel mag het. Want die idee van die kerk op daardie stadium steeds was, dat dit wat ek sê ek as stem of kanaal van God. Dan jy kan nog probeer om te stry met iemand in een of ander magsposisie, of in een of ander belangrike rol. Maar die oomblik wanneer iemand sê, die Bybel sê, dan is dit mos nou die troefkaart. Dan moet jy nou maar stil bly, want wie is ek en jy om dan ook in die Bybel te staan? Of iemand in 'n gesprek sê, weet julle, die Here sê mos eintlik, no, dan wil ek regtig my tone krul, my vingernagel trek self terug, en ek voel die Here wanneer knoop van plaas in my dipterm. Want wie is jy om te kan sê, die Here sê? Liewe magtig, jy kan sê, ek dink dat die Here graag dit sou wou hê. Of ek in my persoonlike verhouding, of vanuit my interpretasie van die Bybel, lyk dit vir my, asof die Here vir my dit so bekend maak of openbaar. Maar jy kan nie sê, die Here sê. Jy kan nie dit sê. Niemand het daai reg. En hier lê die kruks, dat die oomblik wanneer die versoeking kom, om te kan mag hê oor die kerk, om te kan sê, so die Here sê, dan beteken dit dat jy het geestelike mag. En as jy geestelike mag het, dan per implikasie beteken dit dat jy selfs vir God kan voorskryf. Dat jy selfs beheer oor God kan uitoefen. Julle, so hierdie 3 versoekings is eintlik baie nader aan ons lyf as wat ons dink. En nou in lydingstyd is dit juis die ideale geleentheid om weer bietjie hieroor na te dink. Want uiteindelik is dit die feit dat ons as mens kort vir hierdie 3 versoekings val, omdat ons wil mag hê, omdat ons wil beheer uitoefen. Dit kan net sowel fisies die spykers gewees het wat Jesus aan die kruis laat hang het. En as ons nou dink aan ons aandeel aan dit wat gebeur het aan die kruis, dan moet ons eerlik wees met mekaar hieroor, dat ons kort vir hierdie versoekings val. Want dit spreek hierdie diep behoefte aan, met die illusie dat ons in beheer kan wees. En Jesus het baie mooi die voorbeeld kom stel in sy antwoorde teenoor hierdie versoekings, oor hoe ons veronderstel is om hierdie versoekings te hanteer. En nie vanuit sy posisie as God, nie vanuit sy posisie as perfekte, heilige profeet, as mens in die woestyn.
uitgelewer, honger. En wat Jesus eintlik hier kom doen, is hy het letterlik ons skoene kom aantrek. My en jou se skoene. Om te kan regtig te kan sê, luister, ek het al in die skoene gestaan. En as ek dan nou die voorbeeld stel oor hoe om dit te kan hanteer, doen ek dit nie vanuit 'n hogere posisie nie. Ek het in jou skoene gestaan. Ek weet hoe dit voel. Ek weet hoe jy dink. Ek weet hoe jou hart klop. Ek ken jou honger. Ek weet hoe jy uitgelewer is. En hoe graag jy wil beheer hê, sodat jy uiteindelik die een of ander antwoord kan hê. Maar trek asseblief eerder daai skoene uit. Gee dit eerder vir my. Wat ek dit nou maar doen. Want ons weet op ons, dit is wat die mens tot 'n val gebring het, en wat ons nog steeds tot 'n val bring, elke dag. En in wese, wanneer ons vir hierdie versoekings val, dan is dit die eerste gebod wat verbreek word. Jy moet die Here, jou God, lief hê met al jou mag. Dit beteken letterlik dat ons al ons mag aan God oorgee. Net weer 'n bietjie vir God sê, jy staan lydens. Here, vat asseblief net weer 'n bietjie beheer van my lewe. Sonder dat ek voorskrifklik is oor wat ek nou veronderstel, wat ek dink wat veronderstel is om die uitkoms te wees. Here, vat hierdie pakkie van my. Kom, gee asseblief u uitkoms hieroor. Kom, sorteer dit asseblief. Ek weet nie, ek kan nie. En nie dan die volgende oggend te gaan probeer planne uitdink oor hoe ek dit nou weer uit God se hand uit kan terugvat, sodat ek weer kan beheer het. Nee. Ou skoene loop baie lekker. Dit is so. Ek gaan nie daar is nie. Maar wanneer jou skoene so oud is dat dit jou voete begin skaaf, gate in die sole het, en dan by die braaivleisvuur, dan krap jy op 'n koeltjie en dan brand jy blase. Gee daai skoene 'n bietjie vir die Here toe. Gee jou ou skoene vir die Here. Hy is bereid om die pad te stap met daai skoene. Hy is bereid om daai pakkie van jou te vat en dit uit te sorteer. En dan neem ons eintlik die regte beheer weer oor. Die beheer wat God vir ons het. En dis die beheer om God lief te hê. As ons die hele tyd so beheer is met die planne wat ons wil maak en die voorskrifte wat ons vir God wil gee, dan gaan al ons energie en tyd daarin. En in die proses vergeet ons om God net kinderlik lief te hê en te vertrou. Gee jou skoene vir Here. As ons na die kinders kyk en hulle speel so lekker, val hier op die platteland. En hulle doen dit sommer soos onder hulle skoene. Dan raak ek weer half jaloers. As ek nou terugdink, hoe lekker dit is om sommer maar net golf te kan speel. Toon in die sand. Gee jou skoene vir die Here. Golf vir kinders. God se golf vir kinders speel heel lekkerste. Amen. Ons
Here, dankie dat U bereid is om ons skoene te kom vat. Help ons om ons skoene net weer bietjie voor die kruis te kan gaan neersit en dan om te draai en kaalvoet in die sand te gaan soek. Om juis weer eerder ons energie en ons tyd en ons fokus te stel om U te kan liefhê sonder enige iets anders. Net soos kinders. Here, ons kom lê vanmôre ons pakkies voor U neer. Dit wat ons boelie, dit wat eintlik 'n versoeking is en dit wat die verkeerde beheer oor ons lewens wil uitoefen. Ons gee dit vir U, want ons wil vra, Here, dat U asseblief tog as God, ons, die een wie ons aandoen, dat ons, Here, dit vir U, daardie beheer, vir U kan gee, in steede van enige iets anders. Dankie dat U ons ou skoene kom vat, en bereid is om dit aan te trek. Ons bid, Here, op hierdie stadium vir almal wat juis nou in lyding staan, klomp versoekings ervaar. Verskeie plekke, verskeie maniere, dat U, Here, vir hulle die krag sal gee, vir almal van ons, om dit te hanteer, soos die voorbeeld wat Jesus in die woestyn kom stel. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gee nou geleentheid vir die opname van die dag. Erken dat U in beheer is oor ons lewens, oor ons finansies, oor alles. En uit dit wat U vir ons gee, gee ons weer terug, sodat U verder daaroor ook kan beheer hê oor die offer wat ons bring, sodat dit Here sal wees slegs tot eer en verheerliking van U naam, uitbreiding van U koninkryk, nie ons eie. Waarom bid ons sien asseblief vir die offer? Ons bid dat dit aanneemlik vir U sal wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons gaan nou staan vir ons slotsaam, dis die 524 vers 1, 2 en 3. God roep ons om met woord en daad, en dan bly ons staan vir die seënheidspraak en die sin van die amen. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus, die hoop, leiding, nabyheid van die Heilige Gees, sal by elkeen wees en bly, nou en tot in alle ewigheid.